Maar haar praat me, ek is doof. Ek wou op en ek moet aanvang. Nee, dan gaan ek aanvang met ons. Ons gaan ander dag van my heel dag aangaan, dink ek. Wat dink julle? Ja. Lekker. Ja. Is julle geseënd vanmôre? Amen. Amen. Ja, ons het so baie blessings. Dan kom ons bid net deur saam. Wat? Hemelse Vader, ons sê dankie dat U ons nog 'n dag gegee het. Ons sê dankie vir U liefde. U het ons toch eers lief gehad, sonder eers ons niks. U is die koning van alle konings, ons alfa en ons omega. Here, en ons vergeet party om dankie te sê vir al ons seëninge. Dit is so belangrik. Alles is van U. Ons het eintlik niks. Sonder U is ons niks. Here, so vra elke siekte, elke virus, elke krank en kwaal in hierdie gebou, dat U dit sal verjaag, dat dit nie naby ons sal kom nie. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Eerstens baie geluk en 'n geseënde Moedersdag aan elke moeder en vrou en ouma en oupa, ouma groot en moeder figuur, né? Ons kan ook maar nie sonder die vrouens nie. Maar gepraat van seëninge, ons het nou gesing van seëninge. Gister het 'n ou vriend vir my kom kuier vir die dag van Pretoria. Ons is jare vriende, maar ons het mekaar 20 jaar laas gesien. Toe besef ek ook nie, hoe vinnig gaan tyd verby. Hoe leef ons verby mekaar. En dit was my so lekker. Toe ou Willem en sy les daar by ons opdag gister. En ons het mekaar meer as 20 jaar laas gesien. En dit voel soos gister. En ons het so lekker gekuier en gesels. En toe besef ek, vergeet die dinge van die verlede. Ons het net nou. Maar ons onthou, ons het een groot seëning, en dis ons geheue. En soos ons gesels, en deur die dag, en selfs gisterand ek in die bed lê, toe kom daai ou memories so terug, en hoe lekker. Maar ja, dis Moedersdag vandag, en 'n man, kyk, mans en vrouens is anders te bedraad. Mans verstaan vrouens nie altyd so lekker nie, en andersom. So ek het dit goed gedink vandag, om bietjie te gesels oor Moedersdag, of oor vrouens. Maar ek dink daar is niemand anders beter as 'n vrou, of 'n ma en 'n ouma om dit te doen. So ek gaan julle nie verveel vandag nie. Ek gaan daar een kant sit, en ek gaan dit vir ma en ouma gee. Ek gaan vir Adel vir julle gee vandag om woord te bring. Baie dankie. Dankie, Jan. Gee dit my boek vir my dan. Dis jou boek. Jammer. Baie dankie. Goeiemôre almal. Vir my om hierso te praat is eintlik een groot plesier, want almal wat hier sit is my hartsmense. Ja. Love you, Christo. Tannie Jean, oom Norman, Tannie Ria. So kan ek naam vir naam. Elkeen van julle is deel van my wese, van my lewe, van my gebed elke dag. En toe Jan vir my vra, gaan ek praat, toe sê ek, ja, hoekom nie? Dis mos praat. Ek is mos net myself. Ek is altyd net myself hier by julle. Maar vandag gaan ek vir julle 'n kant van my wys wat julle nie ken nie. Dankie julle. Nie net Adel, die verpleegster, die ma, die moeder, die ouma, die vriendin, die vrou nie. Vandag gaan ek vir julle 'n bietjie my ernstiger kant wys. En ek het myself die vraag opgevra, hoe gaan ek dit doen? Wat gaan ek doen? Wat gaan ek sê? En die hele tyd hier in my wese, in my hart, in my gedagtes het God net vir my gesê, begin by die begin. En dis wat ek gaan doen vandag. Ek gaan begin by die begin. En Eva wees of vrou wees, hoe dat ons, wat ook al, ons dit wil noem. Ek is Eva, ek is vrou. Kom ons gaan lees, wat sê die woord? Waar het dit begin? Ek gaan vir julle lees, Genesis. Wees 'n klein bietjie geduldig, gelukkig,
lees ek nie te stadig nie. Maar as ek te vinnig lees, vra vir my, ek lees weer of ek gee vir julle die verse. Die skepping van die man en vrou in Eden. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, in sy neus die asem van die lewe geblaas, sodan het die mens 'n lewende siel geword. Dankie. Hoe anders sou ons daar gewees het, en sonder dat God nie die mens gemaak het nie, waar sou Eva die vrou vandaan gekom het? Ja. Verder lees ons ook, Genesis 2 vers 18, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Daar kom daai deksels in, hè? Party wat sê ek het nog nie my deksel gekry nie. God weet. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Geen hulp. Kom ons kyk verder wat gebeur toe. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap, let wel het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib van die mens, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Hoe kan ons stry teen dit wat ons lees in die woord van God? Man en manin, man en vrou. Dit is 'n saak wat ons kan bespreek. Baie. En in baie diepte. Maar ek gaan nie. Al wat ek vir julle gaan sê, sonder vroue sou die wêreld baie vervelig gewees het. Boring, as ons dit so kan noem. God het die vrou gegee om as 'n maat vir haar man te wees. Jesus self is die wêreld ingebring deur 'n vrou. Dit was nie net gepoef en daar is hy nie. Nee. Hy het met 'n doel gekom, 'n doel vir ons elkeen. In die woord lees ons en leer ons van baie vrouens. Elke een van daardie vroue is werd om genoem te kan word. Elke een van daardie vroue het 'n verlede, het 'n toekoms gehad. Ek gaan net 'n paar van hulle se name noem. Ons leer van Maria, en Dorcas, ons leer van Rut, Rahab en nog vele meer. Elke een van hulle was waardig. Elke een van hulle het 'n pad gestap. 'n Vrou is tot alles in staat wanneer God haar roep en haar bekragtig. Daar is nie so iets van ek kan nie, of jy kan nie. Jy kan, want God stel jou in staat daartoe. In Spreuke 31 vers 25 lees ons, daad kragtig omgord sy haar heupe, steek sy haar hande uit haar moue. Spreuke 31 vers 26 sê, krag en luister is haar boekleed, sy lag onbesorg oor die toekoms. Hoor julle wat sê ek? Sy lag onbesorg oor die toekoms. So hoekom julle bekommer? Elke moeder, elke ouma groot wat hier is. Van julle wat hierso is vandag, ek weet die jongste moeder wat onder ons dak is vandag, is 25 jaar oud. En die oudste is 90. Wow. Hoe kosbaar as ons net al daai geluk, al daai trane, al daai ondervinding kon in een boek sit, maar ons kan nie. En daarom kan ek vanoggend net vir julle sê, moeders, staan sterk. Moeders, byt vas. Grootmoeders, dis nog nie verby nie. Terwyl julle hier is, ek gaan die naam noem, Stille Rus, die huis vir bejaardes. Weet julle is nie vergete nie.
weet julle lewens is nog nie verby nie. Met God aan julle kant is daar nog baie vir julle om te doen. Terwyl julle hierdie tyd het, julle stilte tyd, het julle tyd om in te tree. In te tree vir julle kinders, in te tree vir medemense saam met julle hierso, in te tree vir ons wat hier werk. En kan ek vir elkeen van julle sê, is baie, baie lief vir julle. Soms voel het of ek bietjie minder lief is, maar ek is baie lief vir julle. Liefde kom van God. Liefde is 'n seën. Dankie. Vandag is hier van ons, wat nie meer ons moeders by ons het nie. Waardeer julle moeders wanneer julle nog by julle het. Ek luister gister by die huis en ja, Moedersdag liedjies. Medals to mothers, phone to heaven. Weet julle wat is verspeelde tyd? Verspeelde tyd wat jy het. Hoekom gaan jy nie na jou moeder toe en sê, mama, moeder, moeksie, mam, wat ook al jy haar noem? En gaan sê, ma, ek is lief vir jou. Ma, ek is trots op jou. Ja. Ma, dankie wat jy vir my doen. Ma, dankie wat jy vir my gee. Elke opoffering. Sommige kere vernedering. Tekort. Hoeveel moeders bly by die vaders, net vir die kinders se onthaalwe. Ek wil vir julle bemoedig vanoggend en sê, byt vas, daar's 'n uitkoms. Byt vas. God is daar. God is daar. Hy vergeet nie. En nie net moeders nie, vaders ook. Ja. Daar's vele vaders wat die pad stap sonder 'n moeder aan sy sy. Wat vader en moeder moet wees, wat daardie figuur moet wees. Daar's moeders wat nooit hulle eie biologiese kinders kon kry nie. Daar's 'n rede. Ons weet nie wat se rede nie, maar eendag as jy voor God gaan staan, voor Jesus gaan staan, gaan jy jou antwoorde kry. Ja. Maar weet net, God sien jou. Hy weet van jou. Hy is bewus van jou. Ja, baie mooi. Hy maak nie foute nie. Elke kind wat gebore word, word gebore met 'n doel. Ek persoonlik het groot geword met die gedagte dat ek nie bedoel was om daar te wees nie. En ek vra vandag dat julle my 'n paar minute sal gun om vir julle te vertel. Ek wil vandag doen wat God al vir my 6 jaar sê om te doen. En wat ek elke keer sê, nee Here, it's not my time. En hy sê vir my, Adel, as jy wag tot dit jou tyd is, gaan dit nooit gebeur nie. En daarom wil ek vanoggend hier, terwyl ek voor julle almal staan, nommer 1 sê, ma, moeder, Veronica, ek is lief vir jou. Ek vergewe jou. En ek weet, was dit nie vir jou nie, was ek nie die vrou wat ek is vandag nie, was ek nie die moeder wat ek is vandag nie, het ek nie gestaan waar ek staan vandag nie. Die duiwel is 'n leienaar, hy jok, hy kom om te roof, hy kom om te steel, hy kom om te vermoor. En hy het gedink dat hy my gaan kom roof van my blydskap. Ek het 'n tienermoeder gehad, en ek het al die jare gevoel, sy like my nie, sy's nie my ma nie. Want op 'n dag het sy vir my gesê, weet jy wat, ek wou jou nie gehad het nie. Ek wou net die gevoel gehad het. En as dogtertjie, dit het my verskriklik seer gemaak. Baie, baie seer. Maar vandag besef ek, dit was God se wil. Dit was God se wil dat ek op 6 maande gebore moes word. Dit was sy wil dat ek 4 maande in 'n broeikas moes lê. Dit was sy wil dat ek 'n biddende ma en 'n ouma gehad het. Dit was sy wil dat ek elke trial en tribulation moes deurgaan, sodat ek vandag hier kan staan en sê, prys God. Ek is nog staande. Maak nie saak wat het gebeur nie. Ek is nog staande. Dankie Here vir elke dag. Dankie Here vir elke geleentheid. Dankie Here vir elke persoon wat op my lewenspad saam met my kon wees en nog steeds is. Dankie Here. Ek wil graag vir julle 'n lied sing.
Wat vir my baie aanraak, en ek is nie 'n sangeres nie. Ek sing soos wat die Here op my hart lê. My oorlede pa het homself doodgemaak voor my. Ek was 'n klein dogtertjie, alleen in die huis. Dankie Here. Maar ek sê dankie God. Ek het staande gebly. Dankie God, my ma het staande gebly. Maak nie saak wat hierdie wêreld en die lewe voor haar gegooi nie. Sy het vasgebyt. Sy was 'n biddende vrou. Maar die lied wat ek vandag vir haar wil sing, is die liedjie wat ek gehoor het. Ek dink 5 jaar oud, 6 jaar oud. Ek weet nie. Ek weet nie. Maar dit is die lied wat ek vandag wil opdra na, want dis die lied wat sy altyd gesing het. Altyd. En ek kon nie al die woorde onthou nie en ek het gesoek en ek ken nie eers die tune behoorlik nie, as ek moet eerlik wees met julle. Maar ek wil vir julle sê, wanneer dit vir my moeilik geraak het, en dit het bitter moeilik geraak. As ek vir julle sê dit het nie, gaan ek vir julle jok. Maar hierdie lied het my staande gehou. En ek gaan hom nou sing vir my ma. En ek wil hê hierdie lied moet deur haar gedagtes gaan. En nie net deur haar in die hele sin ook. En dat julle kan besef hoe belangrik is 'n moeder. Maak nie saak wat sy sê nie. Maak nie saak wat sy doen nie. 'n moeder wat glo. 'n moeder wat bou. 'n moeder wat bid. Dis my ma. Dis my. Die eiland leef nog. Die eiland leef nog. Die heiland leef nog. Halleluja. Die Heer vergeef nog, prys sy naam. Na die kruis kom die kroon. Jesus self sal kom beloon. Ek juig want hy leef. Halleluja. Ek juig want hy leef, prys sy naam. Na die kruis kom die kroon. Ja, God self sal kom beloon. Ek juig want hy leef. Halleluja. Ek juig want hy leef. Halleluja. Dankie my ma. Dankie elke ander vrou vir wat julle doen. Weet, dit het 'n impak. Moenie julleself te gering ag nie. Moet dit asseblief nooit doen nie. Jy's belangrik. As mens, as persoon. Mense mag dalk nie raak sien wat jy doen nie, maar God doen. Dankie Here. En as gevolg van wat my ma altyd gesing het in die huis, kan ek vir julle sê het ek 'n keuse gemaak. En ek gaan vir julle 'n liedjie sing oor daai keuse. As ek onthou waar hy is, waar hy gesê. Ja, dankie. En as julle daai liedjie luister, sal julle verstaan wat ek nie in woorde kan sê nie, maar ek kan dit vir julle sing. Ja. Baie mooi. Praise God. I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should know. Though the road be steep and rough, if it leads me, that's enough. I want God's way to be my way every day. Amen. I want God's way to be my way as I journey here below. For there is no other highway that a child of God should know. Though the road be
elke een wat voor my sit vandag hierso. Elke man, elke vrou. My man Jan, Henry daar buitekant. Julle elke een is met 'n doel hier. En ek wil regtig vir julle sê, God is lief vir julle. Dankie, dankie. En hy is met julle tot aan die einde van julle dae. Moenie dink nou dat julle hier is, dit het gestop nie. Dit het nie gestop nie. Dit begin nou eers. Amen. Dit begin nou eers. Amen. En ek wil vir julle sê, julle is geliefd. Baie mooi. Oom Christo, Ja. my skattebol. God's love. God's love. Love you. Dankie, Love you, Here. my dear. Dankie, my Here. Dankie, my Here. Is nog nie klaar nie. So, hou vas. Hou vas, hou vas. Ja, Baie hou mooi. vas. Baie Is mooi. nog nie klaar nie. Sien. Baie mooi, baie mooi. Ek gaan net vir ons 'n kort gebed. Ek gaan hom net lees. En na die tyd gaan ons verder gesels. En net tyd spandeer saam met mekaar. Ja. Dankie Baie julle. mooi, baie mooi. Gebed vir vroue. Liewe Here, hou ons elke dag en elke vrou in die palm van die hand. Baie mooi. Gee ons 'n helder verstand en wanneer hierdie storms kom, laat ons elke keer ons pad vind na U toe. Gee ons krag om elke dag vol te hou en ons lewensreis te volëind. Elke tree hand aan hand met U en na die tyd wil ek afsluit met 'n kort vertelling van wat. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Baie mooi. Baie dankie julle, baie dankie dat julle my die eer gegee het om vandag met julle te praat. Be blessed. Dankie daarvoor. Dankie, Here. Amen. Ag, Here. Ja, baie dankie Adam. Mooi boodskap. Baie dankie. Ja, yes, daar is. Julle vrouens moet onthou. Ek praat ek nie met moeders nie, enige vrou. Daar is soveel krag in 'n vrou se gebed. Julle besef dit nie. Dankie, Here. En ja, manne is nie so taps soos hulle altyd sê nie, né? Ons kort maar die vrouens. Ons kan ook nie sonder hulle nie. So ja, Ja. as die man swak is, dan is die vrou daar om hom op te tel. Amen. En Amen. dit is so baie krag in 'n vrou se gebed. Ja, dankie. En ja, ons almal sou nie wees as ons nie 'n moeder gehad het nie. So. So 'n moeder is 'n baie belangrike deel van ons lewe. Die wat nog 'n moeder het, is geseënd. Ja, baie mooi. En ek wil julle bemoedig die week. Ek wil julle challenge. Dink die week, wie het jy lanklaas gesien? Lanklaas mee gepraat, vat die foon en bel hulle. Baie mooi. Gesels 'n bietjie. Ja. En 'n tweede challenge. Maar dit moet ons neerskryf elke dag, die week wat kom. Net een dingetjie waaroor jy dankbaar is. Een seëning. As jy in die oggend opstaan, skryf hom neer. Of iets groots te wees nie. Dit kan sonskyn wees, kan 'n mooi blom wees, kan 'n lekker koppie koffie wees. Maar as jy geseën voel oor iets die week, net een dingetjie 'n dag, skryf dit neer, maar kyk na die klein dingetjies. Ons besef nie hoe geseënd is ons elke dag nie. Net om hier te wees is 'n seëning klaar. En dan gaan julle daarmee los. Baie dankie. Dankie, dankie Johan. Baie mooi. Baie mooi vir jou.